As ons na Jesus se lewe kyk toe hy op aarde was, sien ons dat daar sekere groeperinge van mense om hom was. Daar was die skare, mense wat na hom kom luister het, maar nadat hulle klaar geluister het, het hulle huis toe gegaan. Dan weet ons van die 12 disippels. Hulle het gebly nadat die skare geloop het. Markus 4:34 sê vir ons, eintlik het hy in sy openbare onderrig net gelykenisse gebruik, maar wanneer hy agterna alleen was saam met sy disippels, het hy alles vir hulle verder verduidelik. Hierdie disippels wat gekies het om te bly, na die skare geloop het, het 'n nader verhouding met Jesus gehad. En in hierdie nabyheid het Jesus vir hulle dieper begrip en dieper insig gegee van die gelykenisse wat hy aan die skare vertel het. Maar dan sien ons ook 'n nog meer intieme kring rondom Jesus. Jesus se binnekring, Petrus, Jakobus en Johannes. Hulle het Jesus vergesel na spesifieke gebeurtenisse, soos die oomblik van Jesus se verheerliking, toe Jesus Jairus se dogter uit die dood opgewek het en toe hy in die tuin van Getsemane gebid het. Maar hierdie kring word nog kleiner. Johannes 13:23 sê, een van Jesus se disippels het langs hom aan die tafel aangelê, die liefling disipel. Hierdie disipel is Johannes. En dit is baie interessant, dis nie Jesus wat hom die liefling disipel genoem het nie, hy het homself so genoem. Ek glo ook, hy het homself geposisioneer reg langs Jesus, met die laaste nagmaal net voor Jesus se kruisiging. Ek glo God begeer, dat ek en jy onsself ook sal beskou as Jesus se liefling disipels. Dat ons onsself so naby as moontlik aan Jesus moet posisioneer. Ons moet kies om deur die Heilige Gees 'n naby verhouding met God te hê. Jakobus 4:8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Die Passion parafrasering sê, move your heart closer and closer to God and he will come even closer to you. Moenie net deel wees van die skare nie. Kies vandag om jou hart nader en nader aan hom te beweeg. En deur sy Heilige Gees sal hy nader tot jou. En sal jy hierdie voorreg hê om hierdie nabye, intieme verhouding met jou hemelse Vader te kan beleef. Dis my gebed vir jou, dat jy net nader en nader aan hom sal beweeg. En daar's geen groter voorreg as dit nie. Tot ons weer gesels.